Welkom by ons luistermeditasie. Dit is vandag Maandag 29 September. Ons lees saam uit Jeremia 32 'n paar verse en ons lees uit die 1983 vertaling. Ek nooi jou om saam met my tot rus te kom. Ek steek vir ons 'n kers aan wat ons herinner aan die teenwoordigheid van God. My enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop. Dis my anker, my vaste hoop. Ek behoort aan die Here en niks ooit sal my van hom kan skei. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop. Dis my anker en my vaste hoop. Die doop is die seël dat die Heilige Gees my 'n kind van God die Vader laat wees. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei en deur sy liefde bewaar hy my. Ek behoort aan die Here. Niks sal my ooit van hom kan skei. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei. Deur sy liefde bewaar hy my. Amen. Jeremia is ingeperk deur koning Sedekia oor al sy uitlatings dat die volk in ballingskap weggevoer sou word deur die Babiloniërs as gevolg van die volk se ontrou aan God. En Jeremia 32 bevind die profeet hom op daai oomblik in die binnehof van die paleis en die stad word deur koning Nebukadnesar van Babel beleer en die ekonomie van Juda is daar eintlik niks meer oor nie, die skrif is aan die muur. En dan kom die Here na die profeet Jeremia en vra hom om die mees onwaarskynlike in so 'n situasie te doen. Hy sê vir hom, gaan koop vir jou 'n stuk grond by jou oom. Ek wonder wie sal so dwaase ding doen as hulle weet, die stad is beleer, daar gaan niks van hulle oorbly nie. Hulle weet nie of hulle weer gaan terugkom nie. Ek nooi jou om die teks te ontvang en dan in die stilte vir 'n oomblik op jou hart te laat lê. Jeremia 32 vers 1 en 2. Dis die woord van die Here wat tot Jeremia gekom het in die 10de regeringsjaar van koning Sedekia van Juda. Dit was die 18de regeringsjaar van koning Nebukadnesar van Babel, wie se leer juis toe vir Jerusalem beleer het. Die profeet Jeremia was in daardie tyd ingeperk in die binneplaas van die paleiswag van Juda. Vers 6. Die woord van die Here het tot my gekom, sê Jeremia. En die Here het vir my gesê, jou oom Salm, se seun Hanamel, sal na jou toe kom en sê, koop my stuk grond wat in Anatot is vir jou, want volgens die lossingsreg moet jy dit koop. Soos die Here gesê het my neef Hananiel toe na my toe gekom en ek het toe geweet dit is die woord van die Here. Vers 9. En ek het die stuk grond wat in Anatot is by my neef Hanamel gekoop en ek het hom 200 gram silwer afgeweeg. Vers 11.
En toe het ek die koopkontrak met die voorwaardes en die bepalings daarop, die kontrak met die seël en die afskrif sonder seël gevat en in die teenwoordigheid van my neef gaan namel en van die getuies wat dit geteken het en van al die Jode wat in die binneplaas van die paleiswag gesit het, vir Baruk, seun van Neria, seun van Magseja, gegee. En in hulle teenwoordigheid het ek vir Baruk beveel, so sê die Here die Almagtige, die God van Israel, vat hierdie dokument en sit hulle in 'n kleipot sodat hulle lank kan hou. Want so sê die Here die Almagtige, die God van Israel, daar sal weer huise en grond en wingerde in hierdie land gekoop word. Hierdie ondenkbare daad van Jeremia, wat die Here van hom vra, word 'n geloofsdaad. Die koopkontrak moes bewaar word in 'n kleipot, dit moes lank kan hou, en dit moes vir Jeremia en die volk 'n teken wees en word van hoop, dat dinge weer sal kan verander. Dat lê dit vir 'n oomblik op jou hart. Jare later skryf Paulus in 2 Korintiërs 4 iewers amper 'n lied met 'n opskrif, 'n skat in kleipotte. Dan skryf hy, ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Maar die krag wat alles oortref, kom van God af. Dan sê hy, ons dra die sterwe en die opstanding van Christus saam in ons liggame. Die doop is hiervan 'n teken. Laat dit vir 'n oomblik op jou hart rus met die vraag, hoe kan ek en jy tekens van hoop wees
in 'n wêreld wat soms hopeloos is. Here, soos wat Jeremia 'n koopkontrak moes aangaan, geld uitgehaal het en 'n stuk grond gekoop het en daai kontrak in die kleipot hom en die volk moes herinner dat U weer hoop sal bring, hulle sal terugbring sodat hulle kan grond koop, huise bou, wingerde plant. Iets daarvan, Here, kom beseël U elkeen van ons met die teken van die doop, wat ons wil herinner wie sin ons is. Wanneer dit goed gaan en wanneer ons die dood in die oë kyk, wanneer dit met ons swaar gaan. Mag hierdie skat wat in my en elkeen van ons is, ons anders laat opdaag, ons anders laat leef, ons anders sal dit kyk hierdie week. Maak van ons tekens van hoop. Ons bid dit in U naam. Amen.